Goeiedag geliefde disipel van Jesus en baie welkom by nog 'n episode van In Jesus Bybelstudie. Ons gesels bietjie oor ons identiteit as bruid van Jesus en ek wil jou graag deur die Bybel op 'n reis neem wat ek glo jou verhouding met Jesus vir ewig sal verander. Ons is tans besig om te kyk na Efesiërs 5 hier vanaf vers 20. 'n gedeelte wat gewoonlik op troues of huwelikseminare gebruik word om mans en vroue te help met hul huwelike. En alhoewel dit verseker waarde het in daardie verband, is hier ook vir ons 'n openbaring van ons as kerk se verhouding met Jesus. Vers 32 sê, hierdie verborgenheid is groot, maar ek sê dit met die oog op Christus en die gemeente. Watter verborgenheid is dit wat so groot is? Dat die instelling van die huwelik 'n tipe en skadu is van Jesus en sy gemeente, sy kerk. Dis een van die redes hoekom God so teen egskeiding is. Nie net verpletter dit mense nie, maar egskeiding los 'n absolute golf van verwoesting agter hom. Maar boonbehalwe dit, as jy verstaan dat die huwelik 'n tipe is, 'n voorstelling van Jesus en sy kerk en sy verbond met sy kerk, en dat egskeiding hierdie beeld, hierdie voorstelling van Jesus en sy kerk absoluut skend, want mense skei links en regs, en dan begin hulle dink dat God hulle ook so maklik sal los vir enige iets wat hulle verkeerd doen. Mense dink Jesus sal ook so maklik sy verbond met hulle breek, soos wat hulle bereid is om die huwelikskontrak te breek. En dis glad nie die geval nie. Daarom sê die Bybel herhaaldelik dat God jou nooit ooit sal los of verlaat nie. Jy sal nooit ooit weer sonder Jesus wees nie. Sy verbond met jou as sy bruid is ewig. En ons gaan nog later deur hierdie studie sien hoekom. Maar vir nou wil ek net dit vir jou sê, dat deur dit wat Jesus vir ons aan die kruis gedoen het, is ons nou een met hom. Vlees van sy vlees en been van sy been. Maar wag, ek gaan myself nou so 'n bietjie vooruit. Gister het ons gesien dat die man en die vrou heel eers onderdanig moet wees aan mekaar, alvorens die vrou moet onderdanig wees aan die man. En as ons daardie balans sou regkry, sou die onderdanigheid van 'n vrou aan haar eie man baie eenvoudig en gemaklik wees. Maar kom ons lees verder en ons sal sien hoe hierdie nog makliker en eenvoudiger word. Ek wil graag vandag na vers 23 kyk. Maar kom ons begin net weer by vers 22, net om die konteks te kry. Hy sê, vroue, wees aan jul eie mans onderdanig, soos aan die Here. Want die man is die hoof van die vrou, soos Christus ook hoof is van die gemeente, en hy is die verlosser van die liggaam. Let mooi op hoe begin hierdie vers 23 met want. Hoekom moet die vrou onderdanig wees? Want die man is hoof van die vrou, soos Christus ook hoof is van die gemeente. Onthou jy vers 32? Hierdie verborgenheid is groot, maar ek sê dit met die oog op Christus en die gemeente. Die vrou moet aan die man onderdanig wees, want hierdie is 'n verborgenheid, dat die huwelik 'n beeld is van Christus en sy gemeente, en die vrou is 'n beeld van die gemeente. En wanneer die gemeente hulself nie onderwerp aan Jesus nie, hoeveel van julle besef dat dit is wanneer dinge in die kerk lelik skeefloop? Dis wanneer mense in hoogmoed begin optree, en dinge uit hul eie vlees doen, en dit is wanneer die kerk skeer en mense seer kry. Wanneer die gemeente nie haarself aan haar hoof onderwerp nie. Dames, wanneer jy besef dat jy 'n tipe is van Jesus se bruid, en jou man 'n tipe van Jesus is, ook in jou huis, en dat dit God se struktuur is, dan maak dit dinge soveel eenvoudiger. Dan onderwerp jy jou nie aan die fisiese man nie, maar as bruid van Jesus kies jy om as onderworpe bruid aan Jesus jou te onderwerp aan jou fisiese man. Maar jy ken nie my man nie. Jy weet nie wat 'n vark hy kan wees nie. Hy's alles behalwe soos Jesus. Hier staan nie, as jou man soos Jesus optree, dan eers het jy nodig om jouself aan hom te onderwerp nie. Hier staan, onderwerp jou aan jou eie man, want omdat hy die hoof is van die huis, soos Jesus die hoof is van die gemeente. Wees jy net gehoorsaam aan die woord, en vertrou God en sy woord, om te doen wat slegs sy woord kan doen. Maar natuurlik is hier 'n B-gedeelte in hierdie vers, want die man is die hoof van die vrou, soos
Christus ook hoof is van die gemeente, en hy is die verlosser van die liggaam. Die man is hoof van die vrou. En hierdie kan so maklik misbruik word, want dis nie waar hierdie vers stop nie. Hoe is die man hoof van die huis? Soos Christus ook hoof is van die gemeente, en die verlosser is van die gemeente. Meneer, om hoof te wees van die huis in Bybelse terme beteken om bereid te wees om jou lewe af te lê vir jou huis. Veral vir jou vrou, maak nie saak hoe sy lyk of optree nie. Ek weet nie of jy kan onthou hoe jy gelyk toe Jesus vir jou gesterf het aan die kruis nie. Ek kan presies onthou. Ek was 'n absolute verslaafde aan pornografie. Ek was 'n egbreker. In kort, ek was 'n vark. Romeine 5 sê in vers 6, ons was swak en goddeloos. Vers 8 sê ons was sondaars en vers 10 sê ons was vyande van God, toe Jesus sy lewe vir ons afgelê het. Swak, goddeloos, sondaars, vyande van God. Jesus, as hoof van sy gemeente, was bereid om as hoof sy lewe af te lê vir sy bruid, voordat ons al ons eentjies in 'n ry gehad het. Inteendeel, hy het sy lewe vir ons afgelê, toe ons nog goddeloos en sy vyande was. Meneer, is jy bereid om jou lewe neer te lê vir jou vrou, ongeag van haar optrede? Want dit is wat dit beteken om hoof van die huis te wees in hierdie konteks. Hoof van die huis beteken nie jy is nou die baas nie. Dit beteken ek en jy is bereid om ons lewens af te lê vir ons vrouens, ten spyte van hul optrede, ongeag van hul reaksie. Ek weet nie of jy ten volle die omvang van hierdie begryp nie, maar as ons die volle gewig hiervan sou snap, sal ons baie stadiger wees om daai scepter van ek is hoof van die huis rond te swaai. Meneer, ek en jy stel Jesus voor in ons huise. Ek en jy is 'n tipe van Jesus, want die man is hoof van die vrou, soos Christus ook hoof is van die gemeente. Soos Christus ook hoof is van die gemeente. Voordat ons wil vinger wys na ons vrouens, wat dalk nie so onderdanig is soos wat ons dink hulle moet wees nie, vra eerder die vraag, is ek vir haar wat Jesus vir my is? Lyk ek vir haar soos wat Jesus vir sy gemeente lyk? Kom ons bid saam. Here, baie dankie vir u woord en die krag en lewe wat in u woord is. Dankie vir u genade en dat u bereid was om heel eerste u lewe vir ons af te lê, sodat ons 'n voorbeeld kan hê van hoe dit lyk om hoof van ons huis te wees. Here, ek bid vir elke man wat hierna luister, dat u ons sal help om heel eers onsself aan u te onderwerp, aan u gesag te onderwerp, maar ook om bereid te wees om hierdie verantwoordelikheid op te neem, dat ons bereid sal wees om ons lewens af te lê vir ons huis, vir ons eie vrouens, soos wat u bereid was om u lewe af te lê, ongeag van hoe ons gelyk het. Dat ons lewe sal aflê vir ons vrouens, ongeag van hulle optrede, maar dat hulle nie ons optrede sal bepaal nie, maar u. Here, mag hierdie openbaring en hierdie waarheid ons harte verander. In Jesus naam. Amen. Geliefdes, ek wil julle so graag uitnooi om ons website te besoek by injesus.co.za, of jy kan ons podcast volg op Spotify by In Jesus Bybelstudie, of op YouTube kan jy na ons Sondagse Engelse dienste kyk by In Jesus Ministry. Onthou maar net in al hierdie gevalle is In Jesus een woord. Geliefde disipel van Jesus, jy weet nou al, hou jou oog op Jesus en jou neus in sy woord. Shalom.